Eendag het 'n jong dogtertjie by die toonbank van 'n slagter gestaan met haar handjie styf toe en daarin 'n muntstukkie. En sy reik haar handjie oor die toonbank en sy sê met 'n bewende stem aan die slagter: "Oomie, gee vir my asseblief 10 sent se hondevleis, want ons is baie kinders." By die huis is die vader besope en die moeder drentel rond in die strate en die kinders is besig om te verwaarloos. Wanneer 'n mens se oë dit sien en jou ore dit hoor, dan vra jy vir jouself af, waarom? En dan is die antwoord eenvoudig. Dit is die sterk man waarvan ons in Lukas 11 gelees het, wat hierdie ouer paar eenvoudig vasgegryp het. En as hierdie sterk man, die duiwel, vir jou vas het, dan beweeg jy nie. In Krugersdorp, jare gelede, kom daar 'n man in my pastorie in. Sy oë is verwilderd en hy gryp my hande vas en hy roep dit uit met luide stem. Hy sê: "Dominee, help my, ek het my vrou geslaan." By die huis het sy gelê met 'n stikkende, bebloede gesig. Waar kom dit vandaan? Die sterk man wat jou bind en wat jou boei en wat vir jou breek. As 'n mens dit in breëre verband moet verklaar, dan spruit alles eenvoudig uit die swartste toneel in die Bybel, in die geskiedenis in Genesis, toe in die paradys daar 'n breuk gekom het tussen God en mens. En daardie breuk, die disharmonie oor die ganse linie heen verstrooi het, sodat God en mens teenoor mekaar te staan gekom het. En daar wrywing was. God soek die mens vlug vir God. En dwars deur die eeue kry jy dit, dat die mens sy vuis bal. Iewers soek hy om God uit die weg te kry, totdat hy uiteindelik vir Jesus wreed aan die kruis naal en dan meen dat hy God uit die pad gekry het. Die mens is in opstand teenoor God. Wie doen dit? Die duiwel. Die duiwel soek om die mens te manipuleer, om die mens letterlik te breek, sodat die verhouding wat tussen mens en God versteurd geraak het, nie herstel moet word nie, maar eerder totaal verbreek moet word, omdat die duiwel 'n plek het waarin hy die mens wil stort. Die plek waarin God vir hom gestort het, vanweë sy opstand. Ek herinner my aan 'n ouderling wat na my toe gekom het. En die ouderling sê vir my: "Dominee, hier in een van die woonstelle is daar 'n dogter. Sy wil niks met God te doen hê nie. Sy sê sy wil geen diaken sien nie. Die ouderling is onwelkom en die predikant mag haar ook nie kom besoek nie." Uiteindelik het ons haar gaan besoek. En dit was vir my baie duidelik dat toe sy sit en luister wat ek sê, wou sy niks inneem nie. En sy was te dankbaar toe ek die deur verlaat. Daar was by haar 'n haat, daar was by haar 'n opstand. Sy wil niks met God en met kerkmense te doen hê nie. Die duiwel, nie baie lank daarna nie, kom dieselfde ouderling na my toe en hy sê vir my: "Dominee, gehoor wat met daardie dogter gebeur het?" Ek sê: "Nee, ek weet nie." "Dominee, sy was agter op 'n motorfiets. Noodlottig is sy dood, 'n ongeluk. Haar liggaam het uitgebrand." Kan u sien wat maak die duiwel? Die duiwel rus nie voordat hy vir jou radikaal gebreek het en as ware van die aangesig van God weggestoot het. Dit is die duiwel.
Die sterk man waarvan ons in Lukas 11 lees. Maar nie alleen is daar tussen die mens en God 'n versteuring gekom deur die val in die paradys nie, maar ook die harmonie tussen mens en mens is verbreek. Die mense het nie mekaar lief nie. Die mense haat mekaar. U moet net maar 'n bietjie ag slaan op hoeveel woorde ons dikwels spreek en kwaad spreek van 'n mens. Die tong as ware soos 'n vuur vanuit die hel, wat gedurig deur in ons kinderpraatjies agteraf vir mense wil verderf. Hoe is ons nie besig om ons eie eer te soek? As ons iemand in die modder kan druk sodat ons daardeur verhoog kan word, dan doen ons dit. Ons wil dikwels nie hê die son moet oor ons buurman skyn nie. Ons is so bly vir die ondergang van iemand. Daar die ou haat wat die duiwel in 'n mens se hart gesaai het. Van vroeg af, net buite die hekke van die paradys, het Kain sy eie broer doodgeslaan. En hierdie haat het gewoed oor alle eeue, sodat hierdie aarde die bloed gedrink het van miljoene mense. En elke oomblik, iewers op die aarde, word daar 'n moord gepleeg, en word daar wreedheid openbaar, en vloei daar onskuldige bloed. Die duiwel met al sy mag en sy trawante, wat besig is om die mensdom te vermink en te verbreek en om hom uiteindelik as ware uit die posisie uit te stoot waarin hy versoening mag kry tussen sy God. Maar dit het nie alleen daar gebly nie. Ook sê Paulus is hierdie aarde besig om as ware in barensnood uit te roep en te wag op die vrymaking, want die bande van sonde en van slawerny en die bose mag het ook hierdie wêreld waarop u en ek leef, hierdie planeet kom bind. Wanneer u hoor van oorstromings, van aardbewings waar huise en geboue mekaar tuimel en duisende se lewe gelaat word, vliegtuie wat val, skepe wat sink, orkane wat woed, en wanneer u van al hierdie rampe hoor, moet u weet, dit is nie normaal nie, dit is die duiwel. God het dit nie so gewou nie, maar die sonde het ook die harmonie tussen die mens en hierdie wêreld vermink. Plant die boer sy graan, dan gaan dit dood vanweë die droogte. Die volgende keer kom die reën en oorvloed en daar is oorstroming. En dan vernietig die vuur dit. Dan kom daar 'n verwoestende byhaal. Dan is die wurms en die rispes besig om dit op te vreet en te verniel. Dit is die duiwelse mag, dis die sterk man wat tussenby gekom het en wat steeds poog volgens Openbaring 12, nadat Jesus opgevaar het na die hemel, is hy besig om die kerk hier op aarde en die mensdom hier op aarde te vervolg om hulle te verwoes. Miskien het u dit al gelees in 'n boekie, in die leerplan standaard 6, 'n Engelse leesboekie, het ek eenmaal gelees die ware verhaal wat iewers in Noord-Transvaal plaasgevind het. Toe 'n boer op sy planter besig was om mielies te plant, en toe steek hy weer op, en hy's nog nie klaar nie, en hy wou so graag klaar maak. En toe begin dit te reën, en hy kon nie klaar maak nie. En hy word so briesend, dat hy die weer vloek. En toe word hy getref deur 'n blits. En dis 'n ware verhaal by die begrafnis, terwyl almal om die graf gestaan het en geween het, en die kus met die kraanse nog op die toue leun, het daar uit wrede wolke, wat saamgemaal het bo daar die begrafnis, het daar 'n blits gekom en daar die kus getref en dit oopgeskeur tot op die lijk, asof God wou gesê het, ek verag jou omdat jy my gevloek het. Waar kom dit vandaan? Die duiwel, wat hierdie man as ware teen God die vuiste laat bal het, sodat God in sy gramskap en toorn gekom het en hom uitgewis het. Die duiwelse mag is ontsettend sterk. En nou is dit so, dat 1 Petrus 5 vers 8 vir ons sê, hy is soos 'n brullende leeu wat rondloop en hy soek wie hy kan verslind. En nou is die duiwel nie 'n persoon
wat met sy duivelskleed en met sy duivelsgesig en met sy duivelstem na jou toe kom en sê, kyk, ek is die duivel en jy moet so maak en jy moet so maak nie, want dan sal u vir hom sê, ek het niks met die duivel te doen nie. Maar hy kom ooreenkomstig die woord van God as 'n engel van die lig. Hy kom in 'n skaapskleed. Hy kom asof hy 'n engel van God is en hy kom sê vir jou, man, kyk, so moet jy maak en so moet jy maak en jy glo hom. Geen wonder dat 1 Johannes 3 vers 1 vir ons sê, beproef die geeste en kyk of hulle uit God is. Nie alle geeste is uit God nie, ons moet dit beproef aan die woord van God. Is dit die gees van die duivel of is dit die gees van God? En ons moet baie helder onderskei in hierdie lewe. Maar het is so, dat u en ek onder die slinkse mag van die duivel baie wakker moet wees, of ons word verlei. Want kyk hoe kom hy in die persoon van Judas, met 'n soen, om die meester te verraai. Die duivel kom so mooi, so vriendelik, so onskuldig, en duisende val vir die strikke van die duivel. Waar begin hy? Daar is geen moord, daar is geen onsedelikheid, daar is geen diefstal, daar is geen dronkenskap, noem wat hy wil, wat hy begin het by 'n onskuldige gedagte. Calvin het gesê, ek kan nie help as voëls bokant my kop vlieg nie, maar ek kan help dat hulle nie aan my hare nes maak nie. U en ek kan dalk 'n onskuldige gedagte kry, wat nie reg is nie. Maar as kind van God vat jy daardie gedagte en jy verwerp dit. Maar wat doen die duivel? Hy kom en hy maak die gedagte so mooi, dat jy die tweede stap waag, en jy kom beredeneer die saak waaroor die gedagte gaan. Maak nie saak waar het is nie. Nou beredeneer jy dit, jy redeneer met die duivel. Al sê jy vir die duivel dis sleg, het maak nie saak nie, solank jy in gesprek met hom kan kom. En dan moet u weet, u is nie so sterk om hom te oorwin nie. U kan nie, ek kan ook nie. Die duivel is ontsettend sterk. Wanneer jy met hom in debat verkeer, dan beweeg hy jou tot die derde punt. En die derde punt is die verligting. En nou kan ek dit vir u baie maklik en duidelik illustreer deur 'n lopende stroom water, wat uiteindelik 'n waterval vorm. Hierdie kraans af. Nou die gedagte is maar nog hier, jy kan dit keer. Die beredenering kan jy nog keer, is nog op weg. Maar wee jou as die verligting gekom het. Want as die verligting gekom het, dan is jy besig om as ware die stroom af te bereik. Dan is daar niks meer wat jou kan keer nie. En dan los die duivel jou ook. Want na by die verligting lê die toegewing. En baie na aan die toegewing lê die verskriklike ontnugtering. Om dan te sien, ek is af. Ek het geval. Die duivel het my in sy strikke gelei. U en ek moet daar kom dat ons sê, ons sal die gedagte vervloek en nie met hom dit redeneer nie. Maar so begin hy, en omdat hy so sluw is, en omdat hy met so'n subtiele fyn taktiek na vore kom, verlei hy duisende mense, en sonder om goedkoop te oordeel, ween ons as kinders van God, oor die 87% van huwelike in Suid-Afrika wat te pletter loop. 87 huwelike uit elke 100 in Suid-Afrika loop te pletter. En ons sê ons is 'n Christelike volk. Hier by die 800 miljoen rand word uitgerook in Suid-Afrika. Arme mense wat verslaaf is aan 'n bietjie tabak. En hulle sterwe op hulle kankerbeddens. Hulle kan nie anders nie. Die sterk man het vir hulle gebind. En hulle kan nie wag tot hulle uit die kerk uit is en dan soek hulle vir hulle sigarette. Kan jy sien hoe ontsettend is ons vasgevang? Oor die 1000 miljoen rand per jaar verdrank in Suid-Afrika. Dat iemand geskryf het, kan 'n volk nog staat maak op God as hy meer uitgee vir sy drank as vir sy militêr mag? Broer en suster, dis 'n belangrike saak waarin u en ek moet dink. Hierdie man, hierdie sterk man, is so slim, is so subtiel, hy doen enige ding om 'n individu en om 'n volk in die modder te druk. En dan lag hy daaroor, want hy het sy oorwinning behaal.
Maar nie alleen kom hy met hierdie verleiding nie. Die duiwel kom ook met demoniese mag. En hierdie patroon wissel van persoon tot persoon, van tyd tot tyd. Hy kom met 'n demoniese mag om jou te breek. Ek wil my herinner aan 'n geval wat ek gehad het tydens 'n reeks dienste, groot ring saamtrek. Toe bel die predikant my en hy sê vir my, hier's 'n man, kan jy dadelik kom, hy's in baie, baie groot nood. Toe is dit 'n besigheidsman, 'n pragtige persoonlikheid, 'n man wat ver gevorder het, pragtige kindertjies, 'n mooi groot huis, 'n gesonde besigheid, 'n man van prestige. Maar hy's bleek. Hy's verwaarloos. Hy wil nie meer leef nie. Hy sê ek wil nie meer my besigheid hê nie. Toe begin hy vir my te vertel hoe dat sy 2 seentjies se neuse bloei en geen spesialiteit kan help nie. Hoe dat die goed in die huis van die rakke afval en die deure toeslaan. Hoe dat al hierdie dinge gebeur en hy hardloop heen en weer vir hulp en hy kan nie hulp kry nie en dit word al erger en die demoniese mag is so ontsettend dat hy wil sterf. Ek wil vir u sê, dit help nie om te probeer uit jou eie krag nie. Jy sal jou al meer vasmaal, soos 'n voël wat jy met voëlend gevang het. Hoe meer hy spartel, hoe meer word hy vasgewikkel in hierdie voëlend. U kan nie. U en ek is nie gestand teenoor hierdie man nie. U en ek kan nie teen hierdie sterk man stry nie. Waarom nie? Omdat die Bybel in Lukas 11 vers 21 sê, as 'n sterk man vir jou as ware geboei het, dan is daardie besittings veilig. As hy vir jou gekry het, dan is u veilig in sy hande. U kan nie daaruit kom nie. Kan maak net wat u wil. Maar dank God vir die 22ste vers in Lukas 11, waar die Bybel sê, en as 'n sterker man met 'n hoofletter weer hom oorval, hierdie sterk man oorval, dan neem hy daar die besittings weer weg. En hierdie sterker man is Jesus. O, ek dank God dat ek vir u kan sê, daar is vryheid, daar is losmaking van bande, daar is goddelike oorwinning in Jesus Christus. Daarom sê Johannes 8 vers 36, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Geen duiwel kan jou bind nie. Maar nooit in jou eie krag nie. Jy kan dit nie doen nie. Alleen Jesus Christus kan dit doen. Daardie selfe man, toe ons die woord oopmaak, en toe ons die duiwel bestraf, het sy oë oopgegaan. Hy het ontdek, hy was nooit bekeerd nie. Goeie kerkmens, hy was diaken trouwens. Hy ontdek, hy het nog nooit vir Jesus Christus in sy lewe gehad nie, en dit was juist die probleem. En die duiwel kan nie in 'n kind van die Here se lewe inkom, terwyl Jesus daar bly nie, want Jesus bly nie saam met 'n duiwel in een hart nie. Hy ontdek maar ek is verlore, en daardie man gee sy ganse lewe oor aan die Here Jesus. Ek wens hy kan vanaand hier kom staan. Hy gaan rond na gemeentes waar hom uitnooi om sy getuienis te gee, 'n skitterende spreker, en die Here het hom wonderlik geseën. Sy kinders het gesond geword. Al die dinge het opgehou. Hoekom? Want Jesus, die sterker man, het gekom en ons het die duiwel bestraf. Jesus is die oorwinning van u en my lewe. En daardie man wat sy vrou geslaan het, toe hy by die bed kom en ons met hom praat oor sy eie lewe wat ook onbekeerd was, ek sal dit nooit vergeet nie. Hoe dat hy op sy knieë val, hoe dat hy uitroep tot God in belydenis, het gesê, Here, hier is my 2 hande, Here, kap hulle af. Hoe dat sy vrou daar lê met 'n bebloede gesig. Maar die Here red daardie 2 mense. Ek het hom later begrawe, noodlottig beseer in 'n motorongeluk. Maar as kind van God het hy die ewigheid ingegaan. 'n Nuwe mens in Christus Jesus. Die bande verbreek. Die huwelikslewe was goddelik. So mooi harmonie. Jesus Christus kan dit alleen doen. Maar nou moet ek vir u waarsku. Op die pad is daar baie gevare en die duiwel is so slinks, veral in ons dag. Die duiwel is iemand wat besig is met kondisionering.
En ek lees in Efesiërs 4 vers 27 en ek lees in 1 Korinte 10 vers 20 dat die Bybel dit sê. Die Bybel sê dat ons geen plek vir die duiwel moet gee nie. Dat ons geen gemeenskap met die duiwel moet hou nie. Waarom nie? Wanneer jy 'n plekkie vir die duiwel gee, dan is dit so goed soos jy slaan 'n wig tussen twee dinge. En dan so na mate die wig dieper ingaan, dan breek jy daardie twee dinge van mekaar weg. Dis 'n kondisionering. 'n Mens kan by 'n gebou staan waar hoë trappe is. En jy kan vir jouself sê, wel ek gaan net een trappie opklim. Dit lyk nie erg nie. Jy kan dalk later sê, maar wat is nog 'n ou trappie? Dis ook niks nie. En so kan jy dit doen, maar hou net 'n bietjie aan. Dan is jy heel bo. En dan sien jy van waar jy geklim het. Die duiwel kom nie en hy sê jy moet 'n dronklap word nie. Die duiwel kom nie en sê jy moet 'n onsedelike word nie. Die duiwel sê nie jy moet kom en dit en dat gaan doen wat verkeerd is nie. Hy begin klein, net so klein bietjie. En voor jy jou weer kom kry, dan is jy binne sy strukke. Dis maar die fuik waarin jy stap. Daarom sê die Bybel, gee geen plek. Geen beteken geen. Hou nie gemeenskap met hom nie. En wat maak ons? Kom ons kyk 'n bietjie na die praktiese lewe. Ja, die boeke wat in ons huis lê, die sterre voorspel. Gou kyk ons waar verjaar ons. Hoeveel van u het al dit gelees? U is besig om vir die duiwel 'n plek te gee. Wanneer u met kaarte fortuin vertel, of by die gypsies gaan hier by die karavane, om net miskien deur pret. U bedoel dit nie baie ernstig nie, maar u stap naak in die nette werk van die duiwel as u fortuin laat vertel. Wat van in die motor? Ek sien so baie keer in motors hierdie ou rugby skoentjies hang en hierdie ou poppies hang en wat dis meer. Weet jy wat is dit? Is gelukbringertjies, afgodies. Eintlik is die sin daar agter dat dit jou motor bewaar. U moet dit afruk. Dit pas by 'n heiden, dit pas nie by 'n Christen nie. U moet daardie sterre voorspel wegsmyt, verskoon die woord. U moet breek met die kaarte en breek met die fortuin, selfs alles het 'n koppie, in die koppie, 'n teekoppie wat u daar die fortuin aanhoor. U moet breek met die fynste daarvan en die Here God sal u bewaar. Maar kom net in die kloue van daardie netwerk en hy draai vir u vas. 'n Sekere vrou, sy is byna uitgekeer, kom hy sien eenmaal by die pastorie, en ek begin te praat met haar, en na 'n lang gesprek vind ek uit waar die probleem lê. Trouwens, sy was nie 'n kind van die Here nie. Maar weet jy wat het gebeur? Een van hierdie valse kultusse, die valse apostels, wat 'n kultus is, nie 'n kerk nie, wat ons wil nie teen kerke praat nie, maar dis 'n kulte. Kom na haar toe en sê vir haar, kyk hier so, as jy nie aan hierdie kulte behoort nie, dan gaan jou kind net hier vlak voor hierdie huis doodgery word. En sy was so lief vir daai seentjie van haar. Gewonder dat die vrou begin ingee het, sielkundig begin ingee het, en sy het maar geword, na gesondheid het ingegee, en sy kon geestelik nie meer leef nie. En toe ons dit uitkrap, en toe sy dit raak sien, het daardie vrou op haar knieë gegaan, en sy het God gedank, dat Jesus sterker is as die duiwel. En sy het vir hulle letterlik uit haar huis soos duiwels uitgejaag. En gesê het, nie julle nie die duiwel nie, maar God hou sy hand oor my seentjie. En sy het mooi gesond geword, en sy het die Here aangeneem met groot blydskap, en niks het gebeur met haar mooi seentjie nie. Kan jy sien, die netwerk van die duiwel is so ontsettend. Maar, nou is dit so, dat wanneer 'n mens al die lelike dinge, wat ek genoem het en nog veel meer, uit jou lewe uitgeban het. Jy doen nie dit nie, jy doen nie dat nie, al die sondes. Maar hier in jou hart, het jy nog nie volkome Jesus Christus aanvaar nie. Dan wil ek vir u sê, beteken die los van al die negatiewe dinge vir u feitelik niks. Ek wil nie aan u 'n moralistiese godsdienst verkondig waarin u, as u nie dans nie, nie rook en nie vloek en nie oreer en nie dit en dat, nou gaat u hemel toe nie. O nee, u hoef niks van haar die sondes te doen nie, en dan kan u nog reguit op pad verderf toe wees. Maar die ander kant van die saak is waar, as u waarlik vir Jesus in u hart aanneem,
As u ten volle vervul is met die gees van God, dan kan jy nie meer rook nie, dan kan jy nie meer drink nie, dan kan jy nie meer vloek nie, dan kan jy nie meer dans nie, en so meer. As ek dit so vir u mag stel. Jy kan net nie, dis onmoontlik. Want jou lewe is nie. Daarom is hierdie waarskuwing so 'n pertinente waarskuwing in Lukas 11, waar die Bybel sê, as jy jou huis uitvee, en jou huis is leeg, dis jou lewe. Al die lelike goed is nou uit, al die duiwels is uit, het alles gelos wat sleg is. Maar jou huis bly leeg, mooi skoon, maar leeg. Dan kom daai duiwel terug, en hy bring 7 ander wat erger is as hy self. En hy kom in jou hart woon, en dan sê jy, duiwel, 7 maal erger. Het u al gesien mense wat tot bekering gekom het? Dis 'n soort van 'n skynbekering, maar kamenstig tot bekering gekom het, en na rukkie is hulle 7 maal erger. Dit was 'n leë huis, al die duiwels uitgedryf, en toe is die huis leeg. Wat was die groot fout? Dadelik wanneer jy die duiwels uitdrywe, dadelik wanneer jy tot bekering kom, en jy los hierdie sondes, dan moet jy Jesus ten volle innooi. En as die duiwels terugkom in Jesus in jou hart, dan kan die duiwel nie inkom nie. Geen duiwel kan in jou hart kom, as Jesus Christus op die troon van daardie hart is nie. Daarom is dit baie noodsaaklik dat elkeen van ons, as ons oortuig is van ons kindskap, vervul moet wees met die Heilige Gees, soos wat Efesiërs 5 vers 18 sê, wees vervul met die Heilige Gees. Ja, ons moet ons huis meubileer, ons moet ons lewe meubileer, ons moet die hemel in ons lewe kry, ons moet Jesus in ons lewe kry, hy moet op die troon wees van ons hart, ons het geen meer seggenskap nie. Jesus Christus leer ons alles, hy regeer, hy doen alles pertinent, en ons volg net waar hy lei. Maar nou lê die groot fout hier, dat baie mense is moralisties, en dit is een skokkende ding in die kerk van die Here Jesus vandag. Ons is dood moralisties, ons het 'n lidmaatsertifikaat, ons sit aan die nagmaaltafel, miskien het ons grootvader op die kerkraad gedien, en ons dien miskien, of ons kinders, ons het 'n hele linie, ons kom nou al jare deur die kerk. En om nou te kom besef dat ek nog nie werklik my huis gemeubileer het met Jesus Christus nie, is vir ons te verskriklik. Daar moet 'n revolusie in ons lewe kom, 'n goddelike herlewing. Ons moet ontdek. Ons moet die grootste ontdekking doen. Here, is ek werklik seker dat Jesus volkome beheer het oor my hele lewe? Want dit is net hier waar die duiwel die houvas oor ons lewe het, en ons beteken niks vir die koninkryk van God nie. Die duiwel is doodtevrede dat ons aan die nagmaaltafel sit. Die duiwel is doodtevrede dat ons op die kerkraad dien. Die duiwel is doodtevrede dat ons preek. Die duiwel is doodtevrede dat ons lidmate is. Die duiwel is doodtevrede dat ons gawes aan die Here gee, want hy weet Jesus regeer nie in jou hart nie. En dit is seker een van die mees verskriklike dinge. Ek kom eenmaal 'n lui die foon in my pastorie, en toe is dit een van my baie getroue mense. Toe ek sy stem hoor, toe is ek sommer bly, dis nou een van die mense op wie 'n mens kan staat maak. Hy sê, Dominee, hier's baie groot moeilikheid, kan jy dadelik kom? Ek skrik my yskoud. Wat so moeilikheid kan daar wees? Hierdie wonderlike mense. Uiteindelik kom ek by hulle huis, en ek stap in, so goed het ek hulle geken. Hier sit hy en sy vrou rondom 'n klein ronde tafeltjie in die sitkamer. Oë is albei rooi gehuil. Doch by myself, huweliksprobleme by hierdie mense, dit kan nie wees nie. En ek gaan sit by die tafel en ek sê, maar wat is julle probleem? En al twee sê byna gelyktydig vir my, Dominee, ons het net vandag ontdek, ons het nie Jesus in ons harte nie. En daar kom hulle tot bekering. Ek wens, u kon weet, wat die verskil was tussen daardie mense se lewe daarna. Hulle was altyd christelik, tussen hakies. Hulle was altyd kerkmense. Hulle was altyd goeie mense. Hulle was altyd mense wat iets gedoen het vir die kerk. Maar hulle was nie vervul met die gees van God nie. Jesus het nie ten volle in hulle harte gewoon nie. En daarom moet elkeen van ons baie seker maak. Baie seker maak of ons werklik weergebore is. Of ons werklik die stap gedoen het
En dis die laaste in hierdie aand dat ek daaroor wil praat. Môre praat ek met gelowiges. En ek wil afsluit met daardie baie bekende, en tog ter wille van die jongens wat hier is, hierdie verhaal vir u te vertel. Dit is 'n verhaal van iemand aan die Noord-Amerikaanse kus. 'n Seun wat sekere voëls geïdealiseer het, en hy wou hulle teel, en toe soek hy waar hy van die eiers kan kry. En op 'n goeie dag, toe sien hy hier is 'n voël wat diep af in die krans afvlieg. En hy daar afgekyk en toe sien hy 'n nes vol eiers. Dis net waarna hy soek. Hy het 'n tou geneem en dit hier in 'n boom vasgebind en hy het afgekom en afgekom en afgekom. En toe uiteindelik het hy op die lys gekom waar die eiers is, die verskriklike fonds. En toe hy die eiers vat en toe die tou van hom wegswaai, toe besef hierdie man, hierdie seun, in een enkele oomblik, as ek die eiers nou gaan neem en dit in my sakke sou sit, en alles gereed het, sal die tou, wat heen en weer swaai, se tweede swaai, so ver van my wees, dat ek dit nie meer sal kan gryp nie. Ek moet nou kies, tussen die eiers wat hier lê, die ryke fonds, en my lewe, want wie sal my kry in hierdie krans? Dis geen mens. En op daardie oomblik toe die tou kom na hom toe, toe besef hy, dis my laaste geleentheid dat daardie tou kom. En hy los daar die ryke fonds. Hy los die eiers waarna hy vir jare gesoek het. Want in een enkele oomblik het sy lewe vir hom meer werd geword as hierdie tydelike rykdom en fonds. En hy gee 'n sprong vir al wat hy werd is en hy gryp daardie tou net betyds. En hy kon uitklim. Dis presies wat gebeur. Dis 'n eenvoudige verhaal. Maar iewers in hierdie saal is God se genade. Kan ek dit dan in hierdie voorbeeld stel as 'n tou wat na u toe swaai. God se genade, sy aanbod, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is. Neem my aan en julle sal lewe. Maak julle hart oop sodat ek kan woon en kan regeer. En jy moet besluit, wil jy maar sit op die lys waar jy met jou rykdom besig is, met jou eie gerief besig is, met alles waarin jy geïnteresseerd is, op tydelik gebied, of gaan jy alles vergeet? Is 'n moeilike breuk. Is nie 'n maklike breuk nie. Daarom het Jesus ook gepraat van die ryk jong man. Moeilik sal hulle in die hemel kom. Die moeilikste is om heeltemal te breek, maar daar's net een moontlikheid. Gryp daar die genade tou van God. Gryp dit met alle mag. Gryp dit met alle geweld. Gryp dit met mening. Gryp dit omdat jou lewe nie op aarde alleen nie, maar jou ewige lewe, waar daar geen einde aan is nie, afhanklik is van die greep wat God in jou midde as 'n geleentheid stel. Gryp dit en word so goddelik nuut dat die dood van die sonde van jou wyk en dat die duiwel gebreek sal word. Miskien wil u in die aande wat verby is, het daar iets in uw hart gebrand. Ander het miskien uitgestap. Ander het miskien agtergebly. Het die tou geneem. U het miskien gehunker op 2 wees, sal ek bly, sal ek gaan. Iets sommetjies gemaak. U het gevoel hy moet kom, u het gevoel hy moet nie kom nie. U het nie geweet wat u moet maak nie. Wie is dit wat u laat sit het? Wie is dit wat u laat uitstap het om te sê, ek gaan die tou los en ek gaan uitstap. Ek gaan die tou los en ek gaan bly sit, ek sal nie uitstap nie. Wie is dit? Dit is die duiwel en niemand anders nie. Die sterk man wat vir u vasgebind het, die sterk man wat gesê het, bly hier sit, stap uit die saal uit, want moenie uitkom nie. Die duiwel weerhou jou. Sal jy toelaat dat hy ook in hierdie aand vir jou terughou? As ons vir jou die uitnodiging gee en sê, jong dogter, jong seun, man en vrou, bejaarde, sal u nie vanaand as die ander uitstap, hier agterbly nie. Sal u nie kom om die tou te gryp nie. Sal u, Jesus pleit,
Hy pleit. Die tou kom. Maar nou moet u onthou, ek het my boodskap vir u gegee. En as u aanhou uitstel, dan mag dit wees dat die tou wegswaai. En as jy dan probeer spring, dan sal jy die tou nie bereik nie. Wie weet wanneer dit jou laaste geleentheid is? Ek weet nie, God weet, jy weet ook nie. Maar wat ek weet en wat u weet is, dat die geleentheid nou vir u, tot u beskikking is. Kom net soos jy is. Gryp die tou. Laat Jezus oorneem en die huis, jou hart, ooreenkomstig Lukas 11, volmaak, sodat geen duiwel meer daarin kan kom nie.